So ek is Felicia, ek is 36 jaar oud. Ek is 'n sales manager by 'n hygiene company, Supreme Hygiene. Ek is 8 jaar getroud met 'n wonderlike man en 2 kinders, 15 jaar oud. So my borskanker diagnose het in 2019 het ek 'n knop op my bors gekry. Ek het gegaan dat hulle sonar doen. Hulle het gesê dis 'n benign cyst. So daar was niks om oor te bekommer nie. 2 jaar later het die knop teruggekom. Ek het weer gegaan, hulle het weer gesê dis 'n benign cyst, niks om oor te worry nie. 2 jaar daarna, wat laas jaar was, 2024, het ek weer die knop gekry en ek het weer teruggegaan en toe het hulle gesê dit het verander. Hulle het toe 'n mammogram gedoen en hulle het toe 'n biopsie gedoen en 'n week later het ek toe my resultate gekry wat toe positief was. So hulle het my toe gebel en my laat weet dat dit wel borskanker was. Die grootte van die kanker het hulle gesê het ek al vir 5 jaar gehad. Wat nie vir my heeltemal sin maak nie is hulle het dit 2 keer getoets en 2 keer was dit fyn en die 3de keer was dit nie. In 2024 vroeër in die jaar het ek 'n miskrom gehad. En ek dink dat die hormone dalk die kanker kon aanhits. En dit is dalk hoekom hulle dit nie opgetel het voorheen nie. In die 5 jaar wat ek dit gehad het, dink ek maar dit is waar die groei ingekom het. Toe ek die woord kanker hoor, het ek gedink dit is die einde van die wêreld. Ek het 4 jaar terug het ek my pa verloor aan kolonkanker. My ma is 4 jaar terug gediagnoseer met borskanker, stage 4. So, mens dink altyd die ergste as jy kanker hoor. Ooms, oumas, almal verloor aan kanker. So, op 35 is die woord kanker, jy is positief, jy het kanker, nogal 'n groot skok. Want jy is nog jonk. Jy gaan eers kanker kry op miskien 40. En dis wat almal vir jou sê. En dit was die grootste skok. Ek het nie geweet waar, hoe, wat volgende, wie sien mens, wat is die pad vorentoe nie. Dit is so onseker. En ek het net gehuil. Die vrou het met my oor die foon gepraat en sy het gesê, jy moet die gaan sien en jy moet daai doen en ek het nie 'n woord gehoor wat sy gesê het nie. In die proses het ek net gehuil. En sy het gesê, sy gaan my terugbou oor so 10 minute, laat ek kalmeer en alles inneem. En toe sy my terugbel, toe probeer sy weer vir my verduidelik en sy sê, toe kan ek een van die chirurge kry om jou te bel en 'n afspraak te maak. En ek sê toe, asseblief, want mens weet nie, wie bel jy volgende nie. En ek het toe op daai stadium nog nie eens my man gepraat nie, ek het nie met my ma gepraat nie, ek het nog met niemand gepraat nie. So toe bel sy en sy sê, ons het vir jou afspraakie môre en ek sê, dis reg. Môre is reg want ek kan nie langer wag nie. En ek het toe die volgende dag het ek die chirurg gaan sien en hy het toe 'n bietjie ondersoek ingesit. En hy het gekyk na my resultate van die scans en so aan en hy sê toe nee, ons gaan moet sny. En hy dink dit het versprei na 1 limfklier toe, maar hy kan nie seker wees nie. Maar hy dink ons moet sny eerder. En gelukkig het my ma dieselfde dag afspraak gehad by haar onkoloog en sy het toe my resultate vir hom ook gegee. Want een sê moenie sny nie, een sê sny, een sê, so mense is altyd onseker oor wat om te doen. En toe het sy met haar onkoloog gepraat en hy het gesê, as dit nie versprei het nie, sny. Dis die beste ding om te doen. En ek en my man het toe besluit om 'n dubbele mastektomie te doen. En dit is die beste besluit wat ek nog kon gedoen het. Want hulle kon alles uitsny en ek het gelukkig nie nodig gehad om chemo of radiasie te kry nie. So dit is 'n groot bonus vir my. So die alternatiewe behandeling waarop ek nou is hormoonbehandeling. So ek is op die Kessar wat ek elke dag moet drink vir pretty much die res van my lewe.
saam met bloedverdunners, want die hormoonbehandeling kan nou bloedklonter veroorsaak. So dit is nou maar iets wat ek in die proses nou ook moet drink. Wat my nou ook anemia gegee het. So nou is my bloedverdunning ook bietjie minder gemaak. So, en dit het ek nou hot flushes en premenopause of menopause of ek weet nie wat mense dit noem nie. Maar ja, dit is nogal 'n aanpassing, want dit affekteer jou moods, dit affekteer baie dinge in mense lewe en mense raak maar gewoon daaraan. Maar die hot flushes is die moeilikste om mee te deel. Hoe ek by Platinum Life uitgekom het, my ma het 'n hele ruk terug aangesluit by Platinum Life en toe sy nou gediagnoseer was met haar kanker en sy het hierdie amazing behandeling van hulle afgekry en die uitbetaling was so vinnig en die bederfies en die omgee wat sy van hulle gekry het sy vir my gesê, Felicia, asseblief my kind, doen dit. Sluit aan en sy het my toe opgegee as referral en julle het gebel en ek het toe aangesluit en ek is baie bly ek het. Want dit maak nogal 'n verskil. En die hele proses, net 'n simpel oproep om te hoor hoe gaan dit, maak 'n groot verskil. Van iemand wat my glad nie ken nie en wat my nog nooit ontmoet het nie, wil weet hoe dit met my gaan. En dit laat mens goed voel en dit laat mens spesiaal voel en dit laat mens, wat is die woord, geliefd voel. So, dankie vir dit, want dit is regtig awesome. En dan is as ek die oproepie kry en ek sien is Leandi, dan is ek baie opgewonde. So ja, Platinum Life het definitief 'n verskil in my lewe gemaak. Okay, so die eisproses, toe ek nou gehoor het ek het kanker en al daai dinge, toe besef ek het die polis en ek het toe gebel en ek het net gevra wat is die proses van hier af. Toe kry ek die e-mail met die lang lys van dokumente wat nodig is en dit was bietjie overwhelming want eers het ek gedink, waar gaan ek al hierdie info kry? En dit was toe maklik. Ek het my dokter gebel, hy het van die vorms ingevul, ek het al my scans en mammogramme en al daai goedjies wat nodig was, maklik gekry. En ek het dit deurgestuur en ek het 'n SMS gekry of iemand het my gebel en gesê binne 'n week of 2 sal die uitbetaling gebeur en dit was bitter vinnig. Ek was nog nie eers uit my hospitaalbed uit nie, toe is die geld al in die rekening. So dit was redelik, dit was baie vinnig eintlik. So my uitbetaling het baie gehelp. Ons het 'n brood nodig, 'n nuwe bank nodig gehad. So ek het vir ons 'n nuwe bank, die een waarom ek nou sit, het ek vir ons gekoop en ek kon bietjie skuld doodmaak en ons was 'n familie van 13 wat Mauritius toe gegaan het. Dit was een van my ma se wishlists, of bucket lists. So dit is die wat ons gedoen het. Dit was 7 dae in Mauritius en dit was 'n onvergeetlike trip met lekker memories en ek weet my ma het nou ook haar bucket list iets kon aftik. So ja, dit was definitief 'n wenner. So my raad aan ander vrouens sal wees is check jouself gereeld. As jy voel iets is nie reg nie, gaan sien 'n dokter. Gaan kry jou sonar, kry jou mammogram, maak seker. Daar's baie mense wat sê of meestal sê hulle bo 40 eers sal jy begin toetse doen en ek is gediagnoseer op 35. Dis nooit te vroeg nie. Insist op daai scan. As jy voel iets is nie reg nie, glo in jouself, vertrou jou lyf. As iets nie reg voel nie, is iets nie reg nie. Kry dit getoets en maak seker, want hoe vinniger jy dit kry, hoe vinniger kan jy daardeur kom. Ek was gelukkig om nie chemo en radiasie te kry nie, omdat ek het vroeg genoeg gekry het.
My dokter het gesê ek's baie jonk, ons gaan baie aggressief moet behandel. En hier sit ek vandag en ek drink net hormoonbehandeling. Chemo en radiasie sou 'n groter verskil in my lewe gemaak het. En dit is verseker 'n blessing dat ek dit vroeg genoeg gekry het. Ek is dankbaar dat my ma my verwys het na Platinum Life, want dit het my in die nodigste tyd het dit vir my finansiële sekuriteit gegee. Ek was nie seker of my mediese fonds gaan betaal vir die konstruksie nie. Gelukkig doen hulle, maar hierdie was vir my sekuriteit om te weet dat wat ook al ek nodig het ek die geld in die rekening om te koop wat ek nodig gehad het. Dit was definitief een van die beste besluite wat ek kon maak, was om by Platinum Life aan te sluit.